Hallo daar en baie welkom by ons aanlyn Bybelskool met die boek Handelinge. As jy vandag vir eerste keer inskakel, dalk as jy besig om te werk aan 'n taak of 'n preek oor Handelinge 16 of dalk net met jou eie Bybelstudie besig en jy sê hoorie, maar ek wil meer weet van Handelinge 16 en jy het op YouTube ingegaan en gaan soek en ons is nou hier op jou timeline, jou tydlyn. Wil ek vir jou sê baie welkom. Voor my is 'n klomp notas. Dis deel van 'n magdom, 'n skat van notas vanuit hierdie boek wat ek graag met jou deel. En tot op hede, die vorige stukke sal ek graag ook vir jou gee. As dit later af van die pad is en hierdie studie is al klaar, sal ek steeds vir jou al die notas beskikbaar wil stel. So stuur net vir my e-pos en ek deel dit baie graag met jou. Ons het verlede week gekom by Handelinge 15 en verlede week het ons gesien die belangrikheid van die vergadering se besluit. Die besluit oor wat maak ons nou met die evangelie wat so onder die heidene versprei en die heidense gelowiges, en as ek sê heidene, dan bedoel ek nou Grieke, net die nie-Jode, wat so groei en die Here wat so aan die werk is onder hulle, wat maak ons nou? En die Joodse gelowiges in Jerusalem het sê, maar hulle moet Jode word. Hulle moet ons gebruike aanneem. Hulle moet doen wat ons doen. En Paulus en Petrus en Jakobus het stories gedeel en het saam met hierdie vergadering bly gesels totdat die vergadering hierdie eenheidsbesluit geneem het, hierdie weggee besluit. En wat dit gesê het is vir al die nie-Joodse gelowiges, ons verwag van julle net 3 dinge. 1, dat julle onsedelikheid sal vermy. 2, dat julle nie vleis sal eet wat aan afgode geoffer word nie, en 3, ook nie bloed nie. En dis al, niks anders nie. Dis so weggee besluit, maar die weggee van wat hulle aan vasgehou het, terwille van die evangelie, en dis so mooi, en dit was 'n eenheidsbesluit, en die mooi was in die brief wat hulle toestuur, vir die Griekse gelowiges, as ek dit dan so kan noem, waarmee hulle dan hierdie brief stuur vir Paulus en vir Barnabas terugstuur na Antiochië toe, saam met ander bekwame manne van karakter, onder wie Silas, 'n nuwe karakter wat Lukas ons natuurlik aan blootgestel het of voorgestel het, stuur hulle hierdie brief en dit begin met die Heilige Gees en ons het besluit. So as hierdie samewerking, daar's hierdie ons het diep gedink en geworstel, maar die Gees het ons gelei. En wanneer die nie-Joodse gelowiges dit ontvang, is hulle so bly. Hierdie word die grootste besluit tot op hede vir die kerk rondom strategie, rondom hoe hulle die evangelie gaan deel, en ook nou vir die verspreiding van die evangelie vir die res van hierdie pragtige boek van Handelinge. En dan gaan Paulus en Barnabas, of wil Paulus en Barnabas op hulle tweede sendingreis saam gaan. Dis 5 jaar na die eerste sendingreis, en Paulus is bekommerd oor hoe dit met die gelowiges gaan. Hy sê vir Barnabas, kom ons gaan kyk hoe dit met hulle gaan, en Barnabas sê, kom ons vat weer vir Markus saam. En Paulus en Barnabas verskil so, en die hartseer is waar ons hierdie sterk eenheid het ons verdeeldheid nou, in terme van die besluit. Paulus sê net, hy kan nie saamgaan nie, hy het ons gelos, hy kan nou nie weer nie, en Barnabas sê, as nie manier nie. Barnabas, hierdie bemoediger, het hierdie familielid van hom, het hy so lief gehad en so aan vasgehou, dat hy sê, ek gaan hom nie los nie. En dan vat Paulus vir Silas op hierdie tweede sendingreis, en Barnabas vat vir Markus, en hulle is na Cyprus toe. Die sendingpoging van die kerk verdubbel, vanweë 'n aanvanklike verleentheid. Maar dit word 'n geleentheid, en ons sal later sien, hoe in 2 Timoteus 4, hy vir ons vertel van, of Paulus daarin deel van sy verhouding met Markus, en die mooi dat dit herstel het, en uiteindelik dat hy sê, Markus kan vir my tot 'n goeie diens wees. So, dis waar ons nou is. Die tweede sendingreis het afgeskop. Paulus en Silas is weg, en ons gaan sien, vanaf die einde van Handelinge 15, al die pad tot in Handelinge 18, is hierdie tweede sendingreis aan die gebeur, met hierdie groot verhale van Paulus en Silas, en hulle belewenis van die evangelie, wat versprei word in Europa. Maar ons is op pad daarheen, kom ons bid saam. Here Jesus, dis 'n mond vol, en dit voel amper of ek snak na my asem as ek dink aan alles wat al gebeur het hier in Handelinge, net in hoofstuk 15 alleen. En nou is ons op die punt om 'n wonderlike, baie spesiale hoofstuk te lees, en ek bid daarom, o Heilige Gees, Gees van die lewende Here, dat U ons sal help om hierdie te verstaan, en om ons lewens ook oop te stel daarvoor. Wees asseblief van die werk, ook nou met ons, waar ook al ons is, in ons lewensreis. Mag ons ore oop wees, gespits wees, vir U wil, in Jesus se naam. Amen.
hoofstuk 16 vers 1. Paulus het in Derbe gekom en daarna in Lystra. Daar was 'n gelowige met die naam Timotheus. Hier kom Lukas en hy stel ons voor aan 'n nuwe karakter in die Handelinge verhaal. Ek en jy sien elke keer wanneer daar hierdie naam genoem word, onthou jy toe Barnabas ingestel is, onthou jy toe ons vir Paulus leer ken het. Ag, en so kan ons hulle almal by die naam noem, nê? Onlangs Silas. Nou Timotheus. En Timotheus word 'n groot rolspeler in die kerk, veral ook post Paulus. Veral ook as 'n kerkleier in Efese, daar in Turkye. Ons gaan nou iets daarvan lees. Daar was 'n gelowige met die naam Timotheus. Sy ma, ook 'n gelowige, was 'n Joodse vrou en sy pa 'n Griek. Belangrik, hulle was gelowiges. Ons lees oor Timotheus se geloof wat gevorm is deur sy ouma Eunice en deur sy ma, daar in 2 Timotheus 1. Maar ons sien ook sy pa was 'n Griek. Nou, jy kan gaan kyk ook hier in die voetnotas na die verwysings uit die Ou Testament na vermengde huwelike, wat natuurlik nie 'n baie belangrike punt in die Joodse tradisie sou wees nie. Inteendeel, hulle sou neerkyk daarop. Omdat sy pa Griek was, beteken dat Timotheus was nie besny nie. Beteken dat Timotheus is weggehou van die tipiese voorregte wat 'n Joodse seentjie sou gehad het. En tog, omdat sy ma die storie geken het, het ons hierdie diep kennis van die woord wat hy by sy ma geleer het. En weer eens die belangrike rol van 'n vrou in die vorming van haar huis se geloof, want die geloof word in die huis gevorm. En ons sien dit veral in Timotheus, jy kan gaan kyk in ons pastorale briewe studie ook daaroor. Sy ma was 'n gelowige en sy was 'n Joodse vrou, maar sy pa was 'n Griek. Die gelowiges in Lystra en Ikonium het net goed van hom gepraat. So Timotheus op die oog af, sou ons kon sê, was perfek geplaas vir hierdie sending na die Grieke toe, met hierdie sterk Joodse agtergrond. En dan was hy nog 'n man van karakter, en hy was bekend. So alles sou hom presies geposisioneer het, om saam met Paulus dan verder te kon werk. Omdat Paulus vir Timotheus met hom wou saamneem, het hy hom besny. En hier, as ek en jy die verhaal net so eensklaps regdeur sou lees, sou mense wou stop en sê, wag, Paulus, het jy nie die besluit van die vergadering, het jy dit nie onthou nie? Het jy nie die debat wat julle daar gehad het, wat jy verdedig het jy dit nie ernstig opgeneem nie? Maar onthou Paulus se woorde wat hy daar in Korintiërs ook skryf, nê? Vir die Jood word ek soos 'n Jood en vir die Griek word ek soos 'n Griek. En wat was Paulus se modus operandi? Hoe het hy gewerk? Hy het altyd eers begin by die, jy's reg, sinagoge. So, om by die sinagoge in te gaan, om deel te neem in daai byeenkoms, en dan met die voorlesing van die wet en die voorlesing van die belofte van die Messias, en dan met hulle te debatteer daaruit, wat altyd 'n gebruik was in die sinagoge se byeenkomste, om dit te kon doen saam met Timotheus, sou Timotheus welkom moes wees. En vir dit moes Timotheus besny wees. En hier sien ek en jy, selfs die opgee van jou eie persoonlike, spasies, ruimtes, vryheid, ter wille van ander. Timotheus betaal letterlik 'n prys, om die evangelie te kan deel, en hy betaal dit fisies, met ander. En Paulus, en belangrik, Paulus het hom besny. Dit het hy gedoen ter wille van die Jode, 1 Korintiërs 29, wat in daardie gebied gewoon het, want hulle het almal geweet, sy pa is 'n Griek. So Timotheus was eerstens nie welkom nie. En nou hierby, deur middel van hierdie teken, word Timotheus nou ontvanklik, ook vir die Jode, en dit was vir Paulus so belangrik om vir Timotheus saam te neem. Soos hulle van stad tot stad gereis het hulle die besluite wat die apostels en ouderlinge in Jerusalem geneem het, aan die gelowiges oorgedra, en hulle beveel om daarvolgens te handel. So hierdie was 'n tyd van terugvoer, was 'n tyd van bemoediging, en verseker ook, Paulus is aan die woord, so 'n tyd van toerusting. So is die gemeentes in die geloof versterk, en net soos wat ons gelees het daarvan af Handelinge 2, die getal gelowiges het by die dag groter geword. Nou as ons hier sou stop, so ons sê, dis 'n goeie tyd. Dis 'n tyd van groei, dis 'n tyd van ontwikkeling, dis 'n tyd van, jy sou kon sê, opbloei. Jy's in hierdie tyd van die jaar, wat ons so bewus word van nuwe seisoen en bloeisels en lewe. Is dit belangrik om ook hier dit raak te sien. Die kerk is aan die groei, daar's 'n opbloei daarvan. En tog sal weerstand ook altyd ergens sy kop uitsteek, nie waar nie? Kom ons lees verder.
Hulle het daarna deur die gebied van Frigië en Galasië gereis. Nou Galasië is die gebied van die huidige Turkye, aan die weste kant van Turkye. Al die pad op daar is Paulus hulle besig om te reis. Dis die gebied van die 7 gemeentes wat ek en jy van lees in Openbaring 2 en Openbaring 3. Omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om die woord in die provinsie Asië te verkondig. Nou, die belangrike wat Lukas hierso vir ons noem, is die samewerking tussen die gelowiges en die Heilige Gees. Dat die gelowiges letterlik 1 Tessalonisense 5:17 geleef het op 'n daaglikse basis, naamlik bid sonder ophou, bid gedurig. So hulle het gebid, geluister, gehoorsaam, gedoen. Dis wat hulle gedoen het, dit was die ritme gewees. Bid, maak seker, luister, en dan in gehoorsaamheid doen wat die Gees vir julle ook sê om te doen. En toe hulle by die grens van Misië kom, het hulle na Bitinië toe probeer gaan. Maar die Gees van Jesus het hulle nie toegelaat nie. Die mooi van hierdie woorde, en jy kan dit hier ook sien by Chris van Wyk wanneer hy daaroor praat, is dat ek en jy sien 'n wisselwerking ook weer eens, of 'n samewerking tussen die Gees se werk en Jesus. En dat hier vertel word van die Gees wat lei, hy is weer om die gelowiges te lei, maar Jesus is nie onbetrokke nie. Onthou jy Matteus 28, van waar Jesus daar sê, onthou, ek is met julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Paulus het letterlik Jesus beleef daar in Handelinge 9. So die lewende Here is aan die werk en die Gees is aan die werk. En as jy meer daaroor wil weet, gaan kyk 'n bietjie gerus na ons Pinksterreeks wat ons hierdie jaar gedoen het oor die werk van die Gees en die werk saam met Christus, daai uit Romeine 8 en die mooi waarvan Karl Strobel ook skryf, die geheime gesprek wat God met God oor jou en my het. Daar uit Romeine 8, want daar tree die Gees vir ons in en Jesus tree vir ons in. En hier sien ek en jy, die Gees is aan die werk en Jesus is ook betrokke. Hulle het toe deur Misië gereis en na Troas toe gegaan. Troas, die tyd van die Trojaanse oorlog, en jy kan meer daaroor ook natuurlik in die geskiedenis gaan, in die annale gaan oplees, maar dis Troas, dis waarvan hierdie naam ook kom. Daar het Paulus in die nag in 'n gesig 'n Macedoniese man gesien, wat by hom staan en hom smeek, kom oor na Macedonië toe en help ons. Nou hier's die mooi. Waar kom Paulus vandaan? Van Tarsus. En wat se area is Tarsus? Macedonië. Paulus het so 'n agtergrond. So hy is presies en perfek geposisioneer met sy kennis van die Grieks, sy kennis van die Romeinse wette, die Romeinse gebruike, sy kennis van die Joodse gebruike, om hier deur die Here ook bemagtig en gestuur te word en gebruik te word vir die verkondiging van die evangelie. En Macedonië is natuurlik aan die ander kant van die op huidige Egiese See van Turkye wees. En as ek van jou kant af sou kyk, sou jy Turkye hier lê en dan sou jy oor die see moes reis na waar ons vandag ken as Griekeland. Dis Macedonië, dis die Griekse gemeenskap. En dis wat Paulus in die nag sien en hy hoor hierdie woorde: kom hierheen en help ons. So kom maak ons sterk. En dit beteken dus die evangelie is op die plek om nou na Europa toe versprei te word. Nadat Paulus die gesig gesien het, het ons so gou moontlik gereed gemaak en na Macedonië toe vertrek, omdat ons tot die oortuiging gekom het, dat God ons geroep het om die evangelie aan hulle daar te verkondig. Het jy iets gelees in die woordeskat wat nou verander het? Tot op Here, hoor ons van Paulus en Silas, hoor ons van Paulus, hoor ons van julle moet so toe gaan, hoor ons van gehoorsaamheid en gebed. En nou bring Lukas 'n baie fyn nuwe leidraad in. Wat het gebeur hier vanaf Troas? Wat het gebeur vanaf hierdie oomblik? Wel, Lukas is by. Lukas, die skrywer, is nou by. Hy's nou deel van wat hier gebeur. En ons hoor by Lukas, ons het tot die oortuiging gekom, so nou het Lukas saam gebid, hy het saam gedeel. Hy het saam gedeel in die leiding van die Gees, en hy het saam gehoorsaam begin reis. Saam met Paulus op pad na Macedonië toe, saam met Paulus en Silas. En die rede om die evangelie daar te verkondig, gedryf deur 'n missie, gedryf deur 'n visie, gedryf deur gehoorsaamheid, daar gaan hulle. Ons het van Troas af weggevaar en reguit koers gehou na Samotrake en die volgende dag na Neapolis toe. So Lukas is by, dis plus minus 50, 51 na Christus en die evangelie tref Europa.
Daarvandaan is ons na Filippi toe, 'n belangrike stad in daardie deel van Macedonië en ook 'n Romeinse kolonie. In daardie stad het ons 'n paar dae gebly. So die evangelie het nou oor die see gereis. Die evangelie het nou 'n volgende deel van die destydse wêreld bereik. Dis nou al van Jerusalem, Judea, Samaria en is nou op pad na die destydse uithoeke van die aarde toe. Hulle is daar om te deel. Belangrik is, hulle kom by Filippi aan en daar word genoem dat dit 'n belangrike stad was, want Filippi was 'n kolonie van Rome, wat dus beteken daar was 'n afdruk van Rome in daai stad. Verskoon tog. Wat dit vir jou en my beteken, is dat baie van die soldate uit Rome het gaan aftree in Filippi. Nou hier by ons, in ons wêreld hier in Centurion, is dit nogal 'n wêreld van ou soldate, wat ook hier in hierdie omgewing groot geword het, wat in hierdie omgewing geleef het en wat op hierdie omgewing deelgeneem het in die lugmag, in die weermag. En daar is 'n groot stuk taal en verstaan en ja, tradisie, wat deel is van hierdie omgewing. Wel, dit was so in Filippi, net soveel meer nog, want dit is 'n kolonie, so die presiese afdruk van hoe dit in Rome werk, is hoe dit gewerk het in Filippi. Dit is 'n stad van groot trots, Romeinse trots, en saam met Romeinse trots beteken dit baie sterk Romeinse afgoderry. Maar dit is in 'n Griekse wêreld ook. So in hierdie Grieks-Romeinse wêreld beteken dit baie afgode in terme van Apollo en Zeus en al dies meer, die mitologie van die Grieke, maar dan hierdie Romeinse neiging tot keizerverering en wat natuurlik met keizertempels en tempelaanbidding van die keizers ook gepaard te gaan het. So die evangelie tref hierdie wêreld. Tot op hede hoor ons nog die heeltyd van die evangelie onder die Jode en dan hoor ons die Grieke by. Want nou is ons baie sterk in 'n baie meer Hellenistiese Grieks-Romeinse wêreld. En hulle is daar. Hulle is na Filippi toe. Op die Sabbatdag is ons na die rivier toe, buitekant die stadspoort, omdat ons gedink het daar sou 'n Joodse bidplek wees. Nou 'n Joodse bidplek beteken, dis die plek waar die vroue bymekaar kom. En hoekom nie die mans nie? Wel, as daar 10 of meer Joodse mans was in daai wêreld, sou daar 'n sinagoge wees. So minder as 10 Joodse mans beteken geen sinagoge nie. So vir die Joodse vroue in hulle sterk verbintenis tot hulle geloof, was daar 'n bidplek waar hulle sou bymekaar kom. Paulus het hierdie tradisie geken, hierdie gewoonte, hierdie gebruik geken. Maar dink net vir jouself, daai Sabbatoggend, daar langs die rivier, in die mooie wêreld van Griekeland, stap hy na hierdie groep toe, saam met Silas en Lukas, en nou gaan hy met hulle gesels. Met wie? 'n klomp vroue. Waar? In Europa. So die eerste mense met wie die evangelie gedeel word, is vroue in Europa. Sjoe, wag nou. Die eerste Griek waarvan ons weet, Romein, waarvan ons weet wat die evangelie hoor, is 'n man uit die Italiaanse reglement, met name Cornelius, daar in Handelinge 10. En die eerste man wat die evangelie na Afrika toe deel, wat die evangelie hoor, is 'n ontmande Ethiopiër. Hoe uiteenlopend is dit nie? 'n Ontmande Ethiopiër uit Afrika, 'n man uit die Italiaanse reglement, vir die Romeine, en die vroue in Europa. Die Here werk op 'n wonderbaarlike wyse in diversiteit. Die belangrik is, die Here is aan die werk. En Filippus en Petrus, Paulus, Silas, Lukas, kan alles net beleef en getuie wees van wat hy doen. So ons is na die rivier toe, en ons het gedink, daar sal 'n Joodse bidplek wees. Ons het gaan sit en met die vroue gepraat, wat daar by mekaar was. Hoekom is julle hier? Hoekom bid julle saam? Vir wie bid julle? Ken julle die Messias? Ken julle die verwagting van die Messias? Kan ons vir julle vertel, hy het gekom. Nou onder hulle was daar 'n baie spesiale dame. Een van die wat geluister het, vers 14, was 'n vrou met die naam Lydia, wat die Joodse geloof aangeneem het. So, sy was waarskynlik vanuit Griekse agtergrond tot Joodse geloof gekom, en nou deel sy in die Joodse gebruike, naamlik om te bid op die Sabbat. Sy het handel gedrywe met pers, wolmateriaal en was van Thyatira afkomstig.
Ek het net nou vertel dat ons uit Openbaring 2 en Openbaring 3 lees van die 7 gemeentes wat jy daar in Turkye se westekant kry. Wel, een van daai 7 gemeentes is Thyatira, en as jy gaan lees daaroor, sien jy dit was 'n baie, baie welvarende gemeenskap. Want as sy van daar af afkomstig was, is sy bitter ver van haar woonplek af. Maar sy is besig om handel te drywe met perswolmateriaal. So sy is waarskynlik 'n handelaar nou in Filippi besig met haar produkte. Die perswolmateriaal, die persweefstof was 'n baie, baie, baie duur produk gewees. So wat kry ons dus? Hierdie Turkse dame met haar geweldige vermoëns en haar entrepreneurskap. Want sy is besig om handel te drywe, so sy is finansiëel baie sterk. Anders gesê, sy is ryk en sy is by die Joodse bidplek. En Paulus gaan nou met haar deel. Ons hoor die Here het haar vir Paulus se woorde ontvanklik gemaak. So die Here het haar ontvanklik gemaak, hoor ons, die Gees is aan die werk. Die belangrike hiervan is, sy is ontvanklik, dan gaan ons hoor van ander wat nie is nie. So sommige se ore is oop, en ander mis dit. Vers 15, sy en haar huisgesin is toe gedoop. So sy dryf handel, sy is op reis, haar huismense is by haar, sy het tot geloof gekom in hierdie baie sterk leier, hierdie vrou en haar huismense. Die belangrike hiervan, ons sien in ons westerse wêreld waar ons so geïndividualiseerd fokus en dink, werk die verhaal byvoorbeeld van die Ethiopiërs vir ons baie goed. Hierdie enkelman wat die evangelie hoor, wat gedoop word. Maar dan hoor ons Kornelius en al sy mense. Hier sien ons weer Lydia en al haar mense. Later gaan ons sien in hoofstuk 16 van die Romeinse soldaat, ons gaan dit nou sien. Nee, en sy mense, sy huisgesin, almal in sy huis. So hierdie kollektiewe gebeurtenis van gesinne wat gedoop word. En wie ook al deel was van haar huisgesin hier, word nie beskryf nie, en as Lukas gedink het dit belangrik sou wees, sou hy dit genoem het. Wat wel belangrik is hier is, hulle word deel van die geloofsgemeenskap, en hier is die punt vir jou en my. Die eerste gelowiges, die eerste kerk in Europa, het begin as gevolg van 'n vrou wat tot geloof gekom het. Het begin met 'n vrou. Net weer eens die rol van die Here se werk in wat ons nie kan bestuur, beheer of enigiets anders nie. Lukas bring dit neer en sy sê, nee, toe vir hulle, aangesien julle daarvan oortuig is dat ek in die Here glo, ek bedoel sy gesin is nou gedoop ook, nee. Kom en gaan by my tuis. So die eerste huisgemeente in Europa word geplant. En sy het ons ooreed om dit te doen. So hier gaan Joodse manne saam met Lydia en haar gesin na haar woning toe. Sy is van Thyatira afkomstig. Daar's 'n woning waar sy by is in Filippi en hulle deel hierin. En ons weet uit die Lukas Evangelie dat die kerk wat rondom 'n tafel bymekaar kom, is so 'n beskrywing van Jesus se manier van doen. Daar's 7 keer in die Lukas Evangelie wat ons dit sien. En ook hier, kom en wees saam met my. Kom en gaan saam met my tuis. Maar hulle is nie net by haar nie. Hulle is aan die werk in die gemeenskap, in hierdie belangrike stad van Filippi. Terwyl ons eendag na die bidplek toe op pad was, hierdie was tipies Paulus se metode, né? Nou weer, daar na die rivier toe, op pad na die bidplek toe, het ons 'n slavin teëgekom in wie daar 'n waarsêersgees was. Nou hierdie waarsêersgees is die woord 'n python gees. Nou as jy van slange weet, dan sal jy weet 'n python is 'n luislang. So 'n python gees was die gees van, in die mitologie van die Grieke, was die gees van 'n slang of 'n draak wat die tempel in Delphi opgepas het en wat deur Apollo vermoor is. So hierdie gees is daar, of doodgemaak is, né? En dis in hierdie vrou, en so word dit gesê, en soos ek dit ook raak gelees het, dat so 'n persoon was iemand wat met buikspraak kon praat, so die lippe het nie beweeg nie, maar jy kon dit hoor. So sy sou goeters gesê het. En dan deur hierdie buikspraak, deur hierdie vaardigheid, het sy vir haar eienaars geld gemaak. Sy was 'n slavin. Nou, vir ons wat nou fyn lees, sal ons nou kan sien, hierso is 'n baie interessante gebeurtenis. Die eerste gelowige is 'n vermoënde Grieks-Joodse vrou, né? Soos wat Timoteus die presiese regte man is vir die storie, is die eerste gelowige, eerste huiskerk, begin by 'n Joodse vrou, wel 'n Griekse vrou met die Joodse geloof.
maar vermoond, welvarend, hoog in status. Nou hoor ons van 'n slavin. Almal is welkom in die koninkryk. Almal pas in die koninkryk. Deur waarsêry het sy vir haar eienaars baie geld verdien. Belangrik, die baie geld. Baie geld staan so 'n bietjie eintlik in teenstelling met hierdie vrye vrou wat haar lewe vir Jesus kom gee het. By name nou Lydia. Sy het agter Paulus en ons, weer Lukas se woorde, aangeloop en aanhoudend geskreeu. Hierdie mense is dienaars van God, die Allerhoogste. Nou stel jouself dit net voor. Hierdie vrou wat met buikspraak gepraat het, is nou 'n verkondiger. Nee, sy verkondig nie, sy skreeu vir almal om te hoor. So waar ook al Paulus, Silas, Lukas, Timoteus, hulle beweeg het en vertel het hierdie vrou aangehou en geskree. Nou lees ons daar in Spreuke 27, en dames moet my nou nie gooi met yskoue water nie. Die geneel van 'n vrou soos 'n drup aan 'n dak. Wel, dit klink 'n bietjie anders in die 83 vertaling, dit praat van soos 'n drup aan die dak is 'n gekuif van 'n vrou, Maar daar's hierdie idioom, wat eintlik maar net praat van iemand wat aanhoudend net praat. Wel, vir ons manne van min woorde kan dit bitter irriterend raak. En nou dink ek vir myself, Paulus, wat regtig gegroei het in sy verhouding met die Here, wat gegroei het in die vrug van die Gees, wat hy beskryf daar in Galasiërs 5, waarvan geduld een van hulle is, kon dit later nie meer vat nie. Daar staan, sy het aanhoudend geskreeu. Hulle vertel vir julle hoe julle gered kan word. Hier is die ironie. Lukas sê sy het 'n gees, 'n Python gees. Paulus hulle bring die evangelie. Lig verdryf die duisternis, sê Johannes 1 vir ons. Hy wat in ons is groter as hy wat in die wêreld is, sê 1 Johannes 4 vir ons. En hier word hierdie vrou 'n verkondiger van die waarheid. Sy skreeu die goeie nuus. Sy sê, dis wat hierdie mense vir julle kom sê. Sy het dit baie dae na mekaar gedoen, totdat Paulus dit nie langer kon hou nie. Sy het aangehou. Hy het omgedraai en vir die Gees gesê, ek beveel jou in die naam van Jesus Christus, gaan uit haar uit. Die Gees het op daardie oomblik uit haar uitgegaan. Wat lees ons van Jesus in Lukas 10? Ons lees dat hy die disippels uitstuur, daar's 72 wat hy daar uitstuur, om die werk te doen wat hy kom doen het. En ons sien daai werk in hoofstuk 9, wanneer die disippels die 12 uitstuur. Verkondiging van die woord, bevryding van hulle wat vasgevang is, en genesing. So dit maak mense vry, en dit bring genesing in gemeenskappe. Dis wat die evangelie doen. Hier word die evangelie verkondig, en een van die mooi bewegings van die evangelie is om mense vry te maak. En in haar geval, wat het haar gebind? Wat het haar teruggehou? Wat het haar weggehou as jy wil? Hierdie Gees. En Paulus spreek dit aan en sê, gaan uit haar uit, en onmiddellik gaan die Gees uit. So die Gees is onderhewig, is ondergeskik aan die naam van Jesus. Weereens, hierdie naam waaroor Paulus die hele tyd praat, die naam bo alle name, kyk 'n bietjie weer, wanneer hy vir die gemeente in Filippi skryf, dan hoofstuk 2 vers 5 tot 11. Ek beveel jou, gaan uit haar uit, en die Gees het uitgegaan. Nou is sy vry. Vers 19, toe haar eienaars sien dat sy nie meer geld vir hulle kan inbring nie, het hulle vir Paulus en Silas gegryp en hulle na die owerheid toe op die stadsplein gesleep. Hierdie woord stadsplein is die woord agora. Nou in die agora was die samekoms altyd van die stad, is die middelpunt van die stad. Daar het die armes gekom en op soek na werk, maar daar is ook waar die owerheid besluite geneem het en waar bevele uitgevoer is. So dis die plek van beheer, maar is ook die plek van blootstelling. Ek dink nou van die armes wat werk en hoop kom soek. Wel, hulle gryp vir Paulus en Silas, en hoor mooi, dit gaan nie oor hierdie vrou nie, dit gaan oor wat sy vir hulle kan beteken, wat sy vir hulle inbring. Sy was 'n groot bron van inkomste, wel, dis nou weg, so wat nou? So aan die een kant net die vraag, het hierdie vrou nou tot geloof gekom? Ons lees dit nie, behalwe dat ons lees dat sy die waarheid vertel, en dat sy nou vry is. So dis moontlik dat die eerste 2 gelowiges in die gemeente in Filippi is Lydia, en natuurlik haar gesin, en hierdie vrou, die slavin. En nou word Paulus en Silas, interessant, die 2 wat voorstap, die 2 wat op reis is,
Daar's natuurlik medereisigers saam met hulle, by name Lukas en Timoteus en moontlik ook ander. Maar belangrik is, die leiers word getrek. Nou, dis die tipiese gebruik, né? Soos wat Sagaria ook vir ons sê, as jy die herder doodmaak, dan jaag die skape, word hulle uitmekaar uitgejaag. So jy stop die leier, dan stop jy die beweging. Wat dis wat hierdie manne doen. Hulle gryp vir Paulus en Silas en neem hulle na die stadsplein toe. Hulle het hulle voor die stadsbestuur gebring en gesê, hierdie mense is Jode wat moeilikheid maak in ons stad. Nou die Joodse geloof was nie 'n onwettige geloof in daai wêreld nie. Hulle was toegelaat gewees om hulle Joodse praktyke uit te leef. Ons sien daar's 'n Joodse bidplek gewees, net buite Filippi. Maar onthou mooi, die Christene word hier genoem Jode. Hoekom? Want dis hulle agtergrond, dis waaruit hulle kom, dis met wie hulle gesels het, dis waar hulle daai vrou raak geloop het. En dis hier waar die konflik tussen die Jode en die Christene vir ons net al hoe meer sigbaar word, en dit sal groei van hier, want die Christene word dan later genoem 'n Joodse sekte. En vanweë die vervolging van die Christene, het die Jode later vervolging ook beleef, en dit het gemaak dat hulle afsien, hulle weerstand in die Christene gegroei het. So hier net die beskuldiging, en onthou, dit is 'n Romeinse kolonie. So dit is eintlik om te sê, hierdie mense wat eintlik nie hier hoort nie. Kyk wat is hulle besig om te doen. Nou in die wêreld van Filippi, wat 'n kolonie is, was die woord Pax Romana, die vrede van Rome, net so belangrik, indien nie nog meer nie, as wat dit was in Jerusalem. Dis waarskynlik ook hoekom Pilatus toegegee het aan die versoeke deur die Joodse leiers om Jesus te kruisig. Want hy wil die vrede handhaaf. Hy wil nie ergens geken word deur die keiser as die persoon wat toegelaat het dat daar wanorde is nie. Ons moet die Pax Romana handhaaf. Wel ook hier, die vrede, nou word daar gesê, hierdie mense is besig om teen ons te praat en om die vrede te handhaaf. Word daar onmiddellik gereageer. Daar word nie eers gevra wie is Paulus en wie is Silas nie. Ons weet mos nou uit Paulus se storie, die Jood uit Tarsus, dat hy Romeinse burgerskap het. Ons gaan dit later ook lees. So die belangrik is, hierdie word net dadelik oorhaastig gedoen. En kom ons sien wat is dit presies. Hulle wil vir ons gebruike leer wat ons as Romeine nie kan aanvaar of navolg nie. En wat beteken dit? Wel, jy moet jou afgode laat staan en jy moet Jesus Christus as die enigste Here dien en volg. Hy is die koning van die konings en hy kom weer. Die volle evangelie, en ons hoor baie keer in die Nuwe Testament, die volle evangelie wat vertel moet word, nee. Die skare het ook nie hulle gekant geraak. Net soos wat ons gesien het met die eerste sendingreis, vat dit nie baie om mense aan te hits nie, om mense opgewonde te kry vir verkeerde dade nie. En dit wil lyk of die donker nou weer 'n comeback maak, nee, nadat die lig in die duisternis is daar nou weer 'n teenkanting. Die stadsbestuur het toe hulle klere van hulle afgeskeer en beveel dat hulle lyfstraf moet kry. Want ons het in Handelinge vroeër gesien, hoe daar in Petrus se geval, vir hom en Johannes lyfstraf was, hoe hulle dit beskou het as die voorreg om te ly vir Christus. Want nou is dit Paulus en Silas se beurt, en hulle word geslaan. Nou jy kan gaan lees oor Paulus se eie vertellings van dit wat hy in sy lewe beleef het. Paulus se rug het gelyk soos 'n padkaart, soos wat mense hom geslaan het. Hierdie 39 houe wat hy waarskynlik hier sou kry, 40 minus 1, wat op hom en Silas se lywe neergevel is, wat hom tref, net omdat hy 'n weldaad aan 'n vrou gedoen het. Hulle het lyfstraf gekry. En hoe weet Lukas dit? Want hy was daar. Nadat hulle baie geslaan is hulle in die tronk gegooi. So hulle word nou soos misdadigers hanteer. En soos Lukas hierdie vir ons vertel, wil 'n mens eintlik jou hande in jou hare indruk en jou hare vasgryp en sê, hoe kan hierdie wees? Wat gaan nou gebeur? Wat gaan gebeur in die ontwikkeling van die evangelie? Word die beweging nou gestop? En die bewaarder het opdrag gekry om hulle streng te bewaak. So hulle word in die diepste donker in die tronk in Filippi geplaas. Op hierdie bevel het hy hulle in die binneste sel opgesluit en hulle voete in die houtblok vasgeklem. So hulle kan nie beweeg nie. Hulle is ongemaklik, en as jy nou so moes regop sit, want op jou voete was in die houtblok vas, so jy is as die grootste misdadiger gereken, word hierdie wonde van jou teen die hout gedruk. Wat maak jy? Wat sou ek en jy doen as hierdie met ons gebeur? So sou ons sê, Here, hoekom ek?
Here, waarom dit? Here, waarom dat? Here, hierdie is nie regverdig nie, maar ons het mos die beste gedoen. Ag nee, dis nie reg nie, ons was dan gehoorsaam, ons het u leiding gevolg, ons het geluister, en kyk nou. Ons was so seker, dis wat u wou hê, en kyk nou. Teen middernag, kom ons kyk wat het hulle gedoen. Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Wat 'n absolute teenreaksie van wat ons sou verwag. En hierdie blydskap, hierdie lof van die Here, word uiteindelik hierdie refrein wat ek en jy in die einste brief aan hierdie gemeente in Filippi, die brief van die Filippense, raak lees. Wanneer daar vertel word oor blydskap, wees altyd bly. Maar hulle het dit geleef, hulle het dit gemodelleer. En hier in die tronk sing hulle die evangelie, bid hulle tot die Here, en vir almal wat daar was, kry hulle die voorreg om te hoor van hierdie Here vir wie Paulus en Silas besing. Nou dink vir jouself, as jy 'n geharde misdadiger was, as jy in die tronk opgesluit sou wees, dis middernag, dis slaaptyd. Jy hoor van hierdie mense wat so aangerand is en wat in die diepste tronk en diepste sel geberre word, wat streng bewaar word, en jy hoor hoe sing hulle. Hoe ontvanklik sou ek en jy nie wees nie. Hoe sou ons nie wou luister nou? Hoekom doen julle dit nie? Wie doen dit? Wie sing tot die Here nadat hulle so wreed aangerand is en onregverdiglik? Hulle is besig om te sing en te bid. Die ander gevangenes het na hulle geluister. Skielik kom daar 'n groot aardbewing wat die fondamente van die tronk geskit het. In 1996 het ek die voorreg gehad om 'n eerste middernagdiens oor hierdie teks te preek. En ek onthou die opmerking wat ek toe gemaak het, en dit val my steeds tot vandag toe op. Ons almal wil aardskuddende belewennisse van ons geloof hê. Maar ons is nie bereid noodwendig om teen middernag in 'n tronk te sit met 'n oopgekloofde rug, teen houtbalke met jou bene vasgeblok in 'n houtblok. Ons is nie bereid om daar te gaan nie, in 'n vreemde wêreld, weg van al jou mense, weg van alles af, omdat jy die evangelie gaan verkondig het. Ons is nie bereid om daai prys te betaal nie, en tog wil ons die aardskuddende oomblikke hê. Wel, vir Paulus en Silas, hulle was daar besig om te bid, en net soos wat ons vorige kere gesien het, wanneer die gemeente bymekaar was, wanneer daar gebid word, wanneer daar hierdie aanbidding en eer aan die Here is, en die Here se teenwoordigheid is daar, wel, die aarde kan nie stil staan as God se teenwoordigheid daar is nie. En daar is 'n aardskuddende oomblik, al die deure van die tronk het onmiddellik oopgegaan, en al die gevangenes se boeye het losgeraak. So dis nie net aardskudding nie, dis nie net die struktuur nie, daar's 'n Godgegewe oomblik, daar's vryspraak, daar's vrymaking, maar dis vir die evangelie doen, net soos vir daai slavin, net so vir die gevangenes. Ek gaan kyk 'n bietjie Lukas 4, Jesus se eerste preek oor die jubeljaar van die Here, sê presies dit, vrylating, bevryding, genesing, God se goeie nuus. En hier gebeur dit in die donker van Filippi, teen middernag. Die bewaarder het wakker geskrik, en toe hy die deure van die tronk sien oopstaan, het hy sy swaard uitgetrek om homself om die lewe te bring. En daar's vorige gevalle gewees, einste uit hierdie wêreld uit, waar gelowige, of nie gelowiges nie, waar mense hulle eie eer wou beskerm en hulle self om die lewe gebring het. En dis wat hier sou gebeur. Onthou jy, dis wat ook vroeër gebeur het, nê? Toe Petrus hulle vrygelaat is, toe's daar wrede vervolging vir die soldate wat nie na hom gekyk het nie, toe hy daar in die nag vrygemaak is. Wel, hier nou is dit ook so, want sien, as gevangenes vrykom, dan is dit die verantwoordelikheid van die bewaarder gewees. En daarom moet die bewaarder betaal daarvoor, en dikwels word sy lewe geneem. So hy wil, voordat hy wreed mishandel word, en dalk ook om die lewe gebring word, wil hy liewer self deur sy eie swaard te val. En kyk net mooi, Paulus en Silas se hart. Hy het gedink hulle het ontsnap. Maar Paulus het baie hard vir hom geskreeu. Nou het hulle lof besing, nou het hulle gebid, nou sê hy aan die skreeu. Moenie jouself doodmaak nie, ons is nog almal hier. So hierdie oomblik, hierdie Godgegewe stil word oomblik, eintlik, word vir die bewaarder die grootste geleentheid om genade te ontvang en om te hoor van God se mooi storie, van die verlossingsboodskap, en meer nog om te sien hoe lyk die evangelie in aksie. So die bewaarder lig gevra, die sel ingestorm,
en bewend voor Paulus en Silas neergeval. Nou weet ons Christus moet die eer kry, maar ons hoor iets van hierdie bewaarder se bewustheid van hier is iets anders. Onthou jy die Romeinse soldaat aan die voet van die kruis? Waarlik, hierdie man is die seun van God. Hier is 'n ander Romeinse soldaat, hier is iets van 'n bewustheid van die bonatuurlike, van die Here se werk, wat hier voor hom afspeel, en onthou in 'n wêreld van keiserverering en afgoderry, is hierdie totaal anders, en breek dit, as dit ware soos die tiener sou sê, sy brein, sy wêreldbeeld. Hy het hulle buitenkant toe gevat en gevra, meneere, wat moet ek doen om gered te word? Net soos die vraag wat vir Petrus gevra word, en toe het hy vir hulle gesê, bekeer julle. Nee? Hulle het hom geantwoord, glo in die Here Jesus, en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Net soos in Lydia se geval, is die evangelie 'n goeie nuus en in 'n gebeurtenis wat 'n huisgesin tref. Nie net 'n individu nie, maar die huis. Want waar die vader gaan, daar gaan die gesin, nee? Dis die tipiese gebruik, nie net van daai tyd nie. Lydia se geval, waar die mamma gaan, daar gaan die gesin. Daar gaan almal saam. Jy en jou huisgesin. Hoe word julle gered? Deur die evangelie te glo. Nie goeie werke nie, nie 'n klomp dinge nie, geloof. Net soos daai man aan die kruis. Dink aan my en Jesus sê, vandag is jy saam met my. Hulle het toe die woord van die Here aan hom en aan al die mense in sy huis verkondig. Nou word sy huis die tweede huiskerk in Filippi, 'n plek van verkondiging. En julle, ek dink net mooi hierdie situasie wat voor jou en my afspeel. Ek bedoel, dis Paulus en Silas, oopgekloofde rug, dis middernag, dis tyd vir die evangelie. Die Here is aan die werk. Op daardie uur van die nag het hy vir Paulus en Silas geneem, en hulle wonde gewas. So hy is aan die dien, en mooi kyk nou, hy en al sy mense is daar en dan gedoop. En hier's die ding, hulle het nie eers 'n Romeine 6 uitleg van die doop gehad nie, net soos die man in Handelinge 8 ook nie dit gehad het nie. Nee, daar's 'n gebeurtenis, die Here is aan die werk, en dan groei jy in jou lewe om te ontdek wat het met jou gebeur. Toe die Here daai dag gesê het, jy is myne. Hierdie is wat Jesus sy disippels gesê het hulle moet doen, dis wat Paulus en Silas besig is om te doen. Toe bring hy hulle na sy huis toe en sit vir hulle ete voor. Die evangelie om die tafel, die evangelie in die huis. En nou, onthou Filippense 4, hy en sy hele huisgesin was vol blydskap, omdat hulle nou in God geglo het. Hulle is deel van die familie, hulle glo, hulle is deel van hierdie goeie nuus. Hulle is die tweede gesin. So wie is die eerste twee gesinne waar die gemeente in Filippi sy ontstaan gehad het, hierdie geweldige belangrike gemeente in Paulus se storie. Tot aan die einde van sy bediening lees ons daarvan, wat hom met soveel blydskap gevul het. 'n Joodse vrou en 'n Romeinse soldaat. En hulle word deel van die huisgesin van God, van die kerk, van die liggaam, daar in Filippi. Die volgende môre het die stadsbestuur polisie gestuur met die boodskap, laat die mense los. So nou is die stadsbestuur, nadat hulle geslaan het, hulle laat bind het. Die bewaarder het toe die boodskap aan Paulus oorgedra, so dit beteken dus, hulle is weer terug tronk toe, né? Daarom het die bewaarder dit vir hulle gaan sê. Aan Paulus oorgedra en gesê, die stadsbestuur het laat weet, dat julle losgelaat moet word. Wonder hoe dit gelyk in die tronk toe Paulus en Silas terugkom. Wonde verbind, maar vol blydskap. En wat sou hulle vir mekaar daar in die res van daai nag gesê het? Kan jy glo? Ons het nou hierdie mense ontmoet. Die Here is darem maar merkwaardig en wonderlik en goed. Nou is dit die oggend en hier is die bewaarder terug en hy het hierdie goeie nuus. Julle kan vrygelaat word. En die ironie is, eintlik is hy die een wat vrygelaat is die vorige nag. Julle kan nou gaan en voorspoed op julle reis. Maar Paulus sê vir die polisie, wow. Ons is sonder verhoor in die openbaar geslaan en in die tronk gestop. Ons, wat Romeinse burgers is. Hier is die belangrike, want hierdie is 'n geweldige rooi lig, want hulle het dus onwettig opgetree teen Paulus. Maar die belangrike, hy hou nie terug dat hy Romeinse burger is nie. Ons sal later ook sien hoe belangrik hierdie ook in die verhaal en die deel van die evangelie tot in Italië sou wees. Hy hou nie terug op dit nie, nee? Maar toe hy is eers geslaan. Het eers op hierdie manier gekom. Hy het nie eers op sy Romeinse burgerskap teruggeval nie, nee, hy het gelei vir Christus. En die Here was aan die werk. En nou roep hy hulle tot verhaal. En nou wil hulle ons stilletjies hier wegkry. O nee, laat hulle self ons kom uitlei.
Hy roep hulle self tot verhaal, tot verantwoording in die openbaar voor almal. Die polisie het dit toe vir die stadsbestuur gaan vertel. Die het groot geskrik toe hulle hoor dat dit is Romeinse burgers. Hulle het gegaan en om verskoning gevra. Hulle het die tronk uitgelei en hulle versoek om die stad te verlaat. Nadat hulle uit die tronk gekom het, is hulle na Lydia se huis toe. Eers die gelowiges te gaan versterk, waar die gelowiges gesien en bemoedig het, en daarna het Paulus hulle vertrek. Die evangelie tref Europa, en hierdie merkwaardige hoofstuk sê vir jou en my hoe kragtadig werk die Here, en hoe op die mees onverwagse manier word die grootste gebeure, het dit afgespeel, en tref dit 'n kontinent en 'n ruimte, waarvan ek en jy nou ook die gevolg is. Hoe wonderlik is dit nie? Dankie Here Jesus hiervoor. Dankie Heilige Gees vir die deel en die oopbreek daarvan ook in ons harte vandag. Ek bid sodat dit wat ons by U gekry het, wat ook al dit was, wat die geskenk was wat ons vandag by U gekry het, dat ons dit sal inneem in hierdie wêreld en dat ons die goeie nuus sal gaan deel, al neem dit ons Here na die ongemaklike spasies van 'n tronk in middernag met hou op ons rug. Want Here, om U aan die werk te sien en om deel te wees van dit waarmee U besig is, bly ons grootste geskenk en ons grootste voorreg, en aan U al die eer ook daarvoor. In Jesus se naam. Amen. Staan sterk gelowige, die Here het jou baie lief.